Die helfte van gelowiges gaan dit, of mense wat dink hulle is gelowiges of Christene, gaan dit nie maak nie, want hulle het nie die genoeg wysheid en genoegsame ekstra olie. En daarom glo ek daar so 'n mooi uitnodiging vir jou en my. Dis ook 'n uitdaging tot 'n mate om te sê ek glo hierdie is die jaar. Dit gaan 'n deurslaggewende jaar wees vir ons as gelowiges. Om te sê kom, ons maak seker ons het genoeg olie in ons kanne. Kom ons maak seker ons het die regte wysheid wat ons gaan nodig hê vir hierdie eindtye. En daarom is dit 'n tyd wat ons moet erns maak met die Here, wat ons moet erns maak met sy woord, wat ons moet erns maak om deel te vorm van 'n geloofsgemeenskap, nie net waar ons kerk toe kom en 'n preek hoor en onveranderd uitloop en sê, "Jesus, dit was 'n goeie preek, maar ons kan niks onthou nie." Ons moet deel wees van 'n plek waar ons kan groei in die Here en ons eie verhouding met die Here, verdieping in die woord kry, sodat ons daai ekstra olie saam met ons dra. Is dit alright? Daar's 'n mooi uitnodiging, terselfdertyd bring dit 'n mate van 'n uitdaging vir ons. So, ons het laasweek vinnig gekyk en dis net so 'n bietjie hersiening. Sophia, die Griekse woord, Sophia beteken intelligensie. Dit beteken superieure intelligensie, maar Sophia kan ook beteken inferieure intelligensie. Maar ons het baie mooi verduidelik hoe die Griekse woord beteken superior intelligence of inferior intelligence. En menslike wysheid is inferior intelligence. Goddelike wysheid is superior intelligence. En ons het Albert Einstein aangehaal wat gesê het jy kan nie die probleem oplos, enige probleem met dieselfde denkpatroon wat hom geskep het nie. En so wanneer ek die probleem wil oplos, ek het hom geskep met inferiore menslike intelligensie, dan moet ek hom met superieure goddelike intelligensie fix. Nou dink bietjie saam met my, wanneer lande oorlog hou, of wanneer daar wrywinge is soos wat ons huidiglik vind tussen die groot moondhede Rusland en Amerika en China, daar's baie goed wat natuurlik agter die skerms gebeur wat ons nie van weet nie. Ek hou van hierdie spionasiefilms en flieks. En watter land is die land wat ultimately wen? Dis nie altyd die land wat die beste wapens het nie, maar dis ook die land wat die beste intelligensie het. Is dit nie waar nie? Waar's die weermagmanne? Waar's die militêre manne? Dis die land wat die superior intel het. As jy die regte intelligensie het, daar's die lugmagmanne, nie die lugmagmanne, ekskuus, die valskermbataljonmanne. As jy die regte intelligensie het, dan kan jy 'n presisie strike doen sonder om manskappe te verloor. En God wil in hierdie seisoen vir ons as sy kerk en vir ons as sy kinders wil hy vir ons superieure intelligensie gee. He wants to give us the right kind of intel, die regte intelligensie, sodat ons die vyand op 'n afstand kan uithaal en 'n oorwinnende lewe leef in hierdie laaste tye. Dat ons nie in die duisternis rondval nie, maar dat ons saam met hom kan wandel in wysheid. So, eintlik is die hele boek van Spreuke, en daar's hierdie sterk tema, dis een van die hooftemas deur die hele boek van Spreuke, is 'n uitnodiging om die wysheid, die weg van wysheid te kies. Dis eintlik waaroor die hele Spreuke gaan. Hy nooi ons uit, koning Salomo, die wyse man wat nog ooit geleef het. Nou weet jy wat, koning Salomo was nie net die wysste man nie, hy was ook die rykste man. Bybelskooliere sê vir ons dat as jy al sy welvaartportefeulje bymekaar tel, dan het koning Salomo meer as 1 triljoen Amerikaanse dollars se welvaartportefeulje gehad. Nou daar is nog nie een individuele mens wat daardie portefeulje het nie. Ons weet die Rothschild familie is nou oor 'n biljoen Amerikaanse dollar sterk, maar daar was nog nie 'n individu wat so ryk was nie. So in duisende jare van die menslike geskiedenis is Salomo nie net die wysste man nie, hy is ook die rykste man wat nog ooit geleef het. En ek dink as iemand die rykste man is en die wyse man, dan kan ons iets by hom leer. Is dit nie waar nie? Okay, hy het 1000 vroue gehad, so ons moet sy wysheid so 'n bietjie bevraagteken. Maar hy was die rykste man en die wyse man. Okay, ons kan iets by hom leer. Nou Salomo sê vir ons mooi in Spreuke, hy sê daar's 2 paaie waarvan ons kan kies.
En hy sê dit oor en oor, en as jy nou gaan begin om daagliks 'n hoofstuk in Spreuke lees, gaan jy dit duidelik sien, daar's heeltyd praat hy van 2 weë wat ons van kan kies, 2 weë waarop ons kan wandel, en elkeen van hierdie weë het 'n voorspelbare uitkoms. Dit is baie maklik, as ek nou hier waar ons sit, ons is eintlik hier op die N8, as ons op die N8 gaan klim, en ons ry in 'n is dit 'n weswaarts, ooswaartse rigting, waar gaan ons uitkom? Bloemfontein, daar's 'n voorspelbare eindbestemming, maar as ons nou hier in Landbouweg so 'n short right vat, en ons vat weer 'n short left daar op die N12, waar gaan ons uitkom? Kaapstad. Eers in Beaufort en dan in Kaapstad. So elke weg, sê koning Salomo, wat ons kan kies, het 'n voorspelbare uitkoms. Ek sê altyd, baie keer is ons opreg, maar opreg verkeerd. Ek het dit laasweek ook genoem. En ek kan sê, ek wil opreg, ek wil regtig Kaapstad toe ry, maar as ek op die N8 ry, maak nie saak hoe opreg my intensies is nie, ek gaan opreg verkeerd wees. Ek gaan in Bloemfontein eindig. Ek weet nie wanneer nie, maar in 'n huwelik, en partykeer as ons 'n bietjie stryd optel, en dan dink ek, baie keer was regtig Katinka wat die kar se sleutels ergens gesit het, en dan sal ek met baie oortuiging met haar stry, en dan dikwels kry ek die kar se sleutels binne my baadjie sak. En dan besef ek was opreg verkeerd, en dan hoor ek dit. Soos ek moet. Maar wie van die was al opreg verkeerd? En die Here nooi ons uit, Salomo nooi ons uit, hy sê, kies die Here se weg. Hy praat van daar's 'n weg wat gevul is met gierigheid, en hy sê dit vat die lewe van hulle wat daardie weg wandel. In Spreuke 1 vers 10 tot 19, en hier is so half opgesom net ter wille van tyd. Hy sê, bly weg van die hebsugtige of die gierige pad van die goddelose, want dit neem die lewe weg van die wat daarop wandel. Vat jou lewe weg. Moenie instem wanneer sondaars die onskuldige sonder rede in 'n hinderlaag wil inlei nie. Moenie vennootskap hê met die wat 'n put grawe en 'n net span om ander te vang nie. Ek sê altyd, as iemand bereid is om 'n aanhou in te doen, en hy wil my vennoot wees, dan weet ek nooit wanneer hy my gaan indoen nie. As iemand bereid is om sy vrou te verneek, weet ek nooit wanneer hy my gaan verneek nie. Moenie vennootskap hê met die wat 'n put grawe en 'n net span of uitspan om 'n ander te vang nie. Uiteindelik stel hulle 'n hinderlaag vir hulle self. Dit kom altyd terug na jou toe. Wat ook al jy uitdeel, gaan jy terug ontvang. En so Salomo sê, kies tussen 2 paaie en kies tussen 2 bome. En van die begin af was dit die keuse wat ek en jy gehad het. Kies tussen 2 bome, Adam en Eva in die tuin. Daar is 'n boom van lewe en daar is 'n boom van kennis van goed en kwaad. En die Here sê vir hulle, jy moet kies. Daagliks, Adam, gaan jy moet kies. Gaan jy leef van die boom van die lewe of gaan jy leef van die boom van die kennis? En ek wil voorstel dat die 2 weë waarvan Salomo praat, is gekonnekteer aan hierdie 2 bome. Een pad wat ons kan kies, gaan my lei na die boom van die lewe toe. Die Here sê vir Israel, kies julle vandag dood of lewe. Op 'n ander plek sê hy, dood en lewe is in die mag van die tong, en die wat daarvan eet, sal die vrugte daarvan pluk. So daar's 'n pad wat gaan, keuses wat ek maak, wat my vat na lewe in oorvloed toe, en daar's keuses wat ek kan maak, wat my gaan vat op 'n pad van die dood. En so Adam en Eva, weet ons, leef en hulle eet daagliks van die boom van die lewe, en hulle het hierdie verhouding met God, en hulle opereer in sy wysheid, en toe op 'n dag raak hulle mislei, en hulle kies 'n ander pad, en hulle kies 'n ander boom. En hulle stap weg van die boom van lewe, die boom van God se wysheid, en Eva besluit, ek gaan eerder van die boom van kennis van goed en kwaad leef. En ons weet dat daardie boom dood bring. Nou, ek wil eintlik graag vanoggend 'n salonsroos hier gehad het. Wie van julle ken 'n salonsroos? Ek word vertel dat 'n salonsroos is so giftig, uit die pragtigste blomme, nee. Hy's so giftig, dat as dit reën en die water maak 'n poel onder, wat nou van hierdie boom se blare afgeloop het en dit staan onder, dat as 'n skaap
daardie water drink, is hy binne 'n uur of 2 is daai skaap dood. Nou as ek 'n lonsroos hier neersit, regte ene, wie van u sou aan 'n blaar kom eet het, of 'n blom kom lek het? Vrywillig. Ons sal nie. Maar tog vind Adam en Eva die boom van kennis van goed en kwaad so aantreklik, so aanloklik. Maar God waarsku, hy sê, die dag wat jy daarvan eet, gaan jy sterwe. You will die on impact. Die dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Maar daar is 'n boom van lewe wat ons kan kies en God nooi ons uit. Jy sien wat ons mislei, en die Bybel sê in die laaste dae gaan selfs van die uitgesoektes gaan mislei word. Die Bybel sê selfs kerkleiers in die laaste dae, geestelike reuse gaan mislei word, en ons sien dit oral oor in die media vandag, sien ons hoe groot kerkleiers val, want baie keer dink ons die goeie vrug, onthou dis die boom van kennis van goed en die misleiding is, ons dink net die slegte vrug, die kwaad vrug, gaan ons laat doodgaan, maar dis nie wat God gesê het nie, selfs die goeie vrug is giftig. Dis die goeie vrug wat ons mislei. Dis daardie ding wat aanloklik en aantreklik is in hierdie boom, wat ons mislei. En Salomo beamoed dit in Spreuke 14, sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Daar is 'n weg wat lyk of dit reg is, die goeie vrug in die boom van kennis, lyk tog so goed, lyk tog so mooi, dit lyk tog so aantreklik. Kom ek het nou maar hierdie affair, kom ek doen nou maar hierdie ding wat ek regtig wil doen, maar die einde van dit is dood. Dit lyk tog so lekker, dit lyk tog so mooi. Maar Salomo waarsku, hy sê die einde daarvan is die weg van die dood. Dis die eerste weg. En dan die tweede weg in Spreuke 1 vers 20 wys hy uit. Hy sê die wysheid roep hardop daar buite. Die wysheid roep hardop. Sy verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate roep sy by die ingange van die poorte. Ons is hier in 'n poort van Kimberley op die N8. By die ingang van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Met ander woorde, wat sê Salomo vir ons? Wysheid is beskikbaar vir almal wat dit kies. Nie een van ons kan sê dat God se wysheid nie beskikbaar was vir my nie, want sy staan in die poorte, sy staan op die pleine, sy staan op die kruisings van paaie. Wanneer ook al ek en jy 'n belangrike besluit moet maak in ons lewe, dan is God se wysheid beskikbaar. En ons het laasweek geleer in Jakobus sê hy, God se wysheid is net een gebed weg. Al wat ek en jy hoef te doen is om te bid en te sê, Here asseblief, ons het die wysheid nodig. Ek het die wysheid nodig vir my huwelik, ek het die wysheid nodig vir my besigheid, vir my kinders, vir my finansies, vir my werk. Ek het die wysheid, en die oomblik as ek en jy bid, sal God die wysheid gee. Sy staan en roep, sy nooi ons uit. Dis vir almal beskore en vir almal beskikbaar. Maar nie almal kies die weg van wysheid nie. Baie mense kies die ander weg. Hy sê hierson, Spreuke 1 vanaf vers 24 tot 32, en ek het dit weer opgesom. Hy sê oor die dwaase, hy sê, hulle wat die dwaase pad kies, met ander woorde, hulle wat hierdie pad van dwaasheid gekies het, wat na die boom van die dood toe gaan. Hulle wat die dwaase pad kies, weier om te luister en ag te slaan, en ek wil byvoeg op wysheid. Hulle verwerp wyse raad, hulle haat die kennis, hulle verag teregwysing en hulle kies om nie die Here te vrees nie. So daar's 'n duidelike keuse vir elkeen van ons. Nou kyk gou na die uiteinde in vers 25, brei hy uit oor wat is die uiteinde vir hulle wat hierdie weg kies. Onthou dis 'n weg wat reg lyk, maar eindig in dood. Dis nie die weg na die lewe toe nie. Hy sê wat is die uiteinde daarvan? God sal lag oor hulle rampspoed en spot wanneer hulle verskrikking hulle tref, wanneer benoudheid en angs oor hulle kom, omdat hulle kennis gehad het en kies om nie God te vrees nie. Sal hy hulle nie antwoord in hulle tyd van nood nie. Kan jy jouself net indink, jy's in 'n posisie waar jy in 'n tyd van nood is en God sê ek gaan jou nie antwoord nie.
Jy het so ver weggegaan van my wysheid, van my weë, dat ek jou nie meer gaan antwoord nie. In plaas daarvan sal hulle die vrug van hulle eie weë eet en versadig word met die gevolge van hulle eie planne. En dan is dit gesê, elke pad het 'n voorspelbare uitkoms. En so, as ek dit so kan voorstel, liefie as ek jou vir 'n oomblik weer kan gebruik, want Salomo, veral as jy dit nou in die Engels lees, dan praat hy van wysheid as 'n vrou. Hy sê sy, hy verwys na wysheid as sy. So sy's 'n mooi sy, is dit nie? Kan jy hier kom staan? So hier's wysheid en sy staan by die boom van die lewe en sy roep uit op die strate en sy roep uit op die pleine en sy roep uit in die poorte van die stad en waar ek en jy belangrike besluite maak, roep sy heeltyd uit en sê kom luister na my. Klink amper soos my vrou, nee. Sy het altyd daai, kom luister net wat ek sê. Maar elke keuse wat ek maak om nie te luister nie, elke keuse wat ek maak om my eie kop te volg, om die weg te kies wat vir my reg lyk, maar nie regtig reg is nie, wat loop ek verder en verder weg van die stem van wysheid af. En wie van julle weet, hoe verder ek wegloop van die stem van wysheid af, hoe sagter word die stem van wysheid in my ore. En hoe verder verwyder ek, en wanneer ek dan in 'n krisis kom, dan is ek so ver weg verwyderd van die stem van wysheid, dat ek nie meer daardie stem hoor nie. Maar as ek andersins kies om te sê, ek wil die wysheid soek, ek vrees die Here, ek nader myself, Here, ek het nie die beste oplossings vir my probleme nie, ek het baie ervaring en ek baie kennis, maar ten spyte daarvan kies ek om te sê, Here, ek verneder myself voor U weet beter, in my huwelik, in my besigheid, in my finansies, in my werk, en elke aspek van my lewe, U weet jy wat doen ek dan? Ek kom al hoe nader en nader en nader aan die stem van wysheid, sodat as hy net fluister, dan kan ek haar stem hoor. Nou wanneer ek en jy 'n moeilike besluit neem, wil jy daardie besluit neem ver verwyder van die stem van wysheid, of wil jy daai stem of die besluit neem in die nabyheid van goddelike wysheid? Ek stel die tweede een voor, dankie my engel. Spreuke 4 vers 14 tot 19 moedig hy ons aan en hy sê, kom nie op die pad van die goddelose nie, moenie op hierdie pad wandel nie, sê Salomo weer, hy sê, moenie op hierdie goddelose pad wandel, en betree nie die weg van die slegtes nie, vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid. Dan skakel hy oor en hy praat van 'n ander pad. Hy sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle struikel nie. Hy praat van hierdie twee paaie. En die beeld wat ek kry as ek dit lees, is so 'n mooi beeld. Wie van u het al in 'n grot ingegaan, en sê nou maar jy's by die Kango grotte of van hierdie grotte, en nou wanneer jy binne in die grot inbeweeg, jy het jou flitslig, maar aanvanklik is daar genoeg daglig om in hierdie grot in te gaan, en jy kan sien waar jy loop, maar hoe verder jy van die ingang van hierdie grot af wegloop, hoe donkerder raak dit. Ek onthou 'n vriend van my was 'n jeugpastoor daar in die Sabie omgewing, en hulle het eendag 'n jeugkamp gehad en hulle het gaan stap by een van daardie watervalle en met 'n groot groep tieners, en toe daar 'n groep van, ek dink soos 12 seuns het van die groot groep af weggebreek, en hulle het hulle self binne in een van hierdie grotte gekry. Nou daardie grotte is soos 'n doolhof van 30 km onder daardie berge, en daardie kinders raak weg. Daar's baie mense dood al daar. Hulle het dit nooit gekry nie. Niemand het 'n plan, 'n bloudruk van al daardie grotte. As jy daarin wegraak, is jy weg. En hulle het vir 2 of 3 ure daardie kinders gesoek, het al begin donker raak buite. Natuurlik, heeltemal donker binne in die grot.
En my vriend is 'n jeugleier, hy het die hele kamp gereël. Jy kan net jouself indink die sin van verantwoordelikheid wat hy gehad het. En in desperaatheid sê hy, Here, help my, dat ek net hierdie kinders kry. En hy stap in, en toe het hulle al 2-3 ure gesoek. En die Here sê vir hom, okay, stap hierso, gaan regs hierso, gaan links hier, loop daartoe. En die Here lei vir hom tot by daai kinders. Daardie gelykenis wat Jesus sê, in die middernaguur. Toe dit totaal, wat nie middernaguur is 12 uur, dit is op sy donkerste 12 uur. Al as die maan donker is. Ons leef in die middernaguur. Die Bybel sê in die laaste dae gaan die wêreld donkerder word. Die duisternis gaan donkerder word, maar die lig gaan ook helderder skyn. En daarom het ek en jy onsself bekwam met wysheid sodat ons helder kan skyn. Maar hoor gou, in die middernaguur, in die duisternis, ek en jy wat wysheid nastreef, ek en jy wat wysheid soek. Ons is soos iemand wat in 'n grot is. Dis donker rondom ons. Ons het nie 'n flits nie. Ons kan nie sien waar ons loop nie. Maar wanneer ek en jy wysheid nastreef, dan is daar 'n kersliggie daar in die verte, 'n flikkerende liggie van die uitgang van daardie grot. En al wat ons doen wanneer ons in hierdie duisternis loop, ons loop na die lig toe. Ons loop na die lig toe. Ons loop na die lig toe. En elke tree wat ek en jy na die lig toe wandel, dan word die lig sterker en hy word groter. En elke tree word helderder en elke besluit word duideliker. Maak nie saak waar jy jouself bevind in hierdie journey, as ek dit so kan noem nie. Loop net na die lig van sy wysheid toe en die lig gaan helderder word. As jy in 'n donker spasie van depressie en angstigheid is en in 'n finansiële verknorsing is en jou huwelik is in 'n gemors, my vriend, het ek goeie nuus vir jou. Begin net die volgende stap neem en loop net na die lig toe. Maak nie saak in wat se gemors jy is en wat se al omstandigheid van jou lewe nie. Loop net na die lig toe en elke tree wat jy vat, gaan jy sien daardie klein kersie wat brand gaan helderder word totdat jy by die uitgang van hierdie grot is. Dis die goeie nuus. Die slegte nuus is, party mense soek nie wysheid nie. So hulle is daar wat van die ingang na die grot in die duisternis inloop. En elke tree wat hulle gee, vat hulle verder weg van die lig van God af. Vat hulle verder weg van die wysheid van God af. Vat hulle verder weg van die stem van wysheid af. En dan sê God, wanneer hulle ondergang kom, wanneer hulle swaar kry kom, dan gaan ek hulle nie antwoord nie, ek gaan nie luister nie, ek gaan nie eers beskikbaar wees vir hulle nie, want hulle het doelbewus weggeloop van my af. Elkeen van ons het 'n keuse vandag, wat se pad ons gaan wandel. Spreuke 3 vers 18 sê Salomo, wysheid is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp. En elkeen wat dit vashou is gelukkig. In die Engels sê dit so mooi, hy sê, wisdom is a tree of life. Hoor mooi. Adam en Eva het die boom van lewe verloor. Hulle het toegang tot die boom van lewe vir ons as die mensdom verloor. God het gesê, ek kan nie weer laat die mense die boom van die lewe se vrugte eet nie, want dan gaan hulle vir altyd leef. So daardie toegang is afgesluit en ons moet op die boom van kennis van goed en kwaad lewe. Maar hier kom Salomo en hy sê, daar is 'n sleutel, daar is 'n pad wat jou weer toegang gee na die boom van die lewe. Hy sê, wysheid gee jou toegang na die boom van die lewe. Ek het laasweek daardie mooi getuienis vertel, ek wil dit nou nie weer vertel nie, waar ek in Katinka aan 'n bekleierery ontaard het, omdat ek in menslike wysheid geopereer het, gaan luister die video, as jy dit gemis het, en terwyl ek wegstap en myself wip en sê, Here, hierdie vrou wat U my gegee het, spreek die Here in daai oomblik vir my hemelse wysheid, en hy sê vir iets anders en toe ek omdraai en dit vas sê, en op die hemelse wysheid reageer, toe in plaas van dat daardie bekleierery, die vrede en die vreugde en die regverdigheid wat die koninkryk van God is steel in ons huwelik, vermenigvuldig dit en dit laat meer van sy koninkryk kom en bring dit die lewe terug in ons huwelik in. So wysheid,
Sy wysheid, nie menslike wysheid, sy wysheid sluit weer vir ons oop die boom van die lewe. En daarom nooi hy ons uit hierdie jaar en sê, kom leer by my wysheid. Kom leer by my wysheid. Spreuke 1 vers 5 en ek's amper besig om te land. Sê, laat die wyse luister. Draai na jou buurman of buurvrou toe, sê hy, jy's die wyse en jy moet luister. As hy, luister 'n bietjie. Hy sê, laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. In die Engels, die manier hy dit in die Engels sê, laat dit regtig klink asof wysheid groei met saamgestelde rente vir die wat hierdie pad kies. Hy sê die wysheid se wysheid sal vermeerder. Dit klink soos saamgestelde rente in Engels sê ons compound interest. Nou Albert Einstein het gesê die 8ste wonder van die wêreld is saamgestelde rente. En so wanneer ek en jy wysheid soek en die pad van wysheid kies en onsself toewy en sê ek gaan in hierdie jaar gaan ek wysheid leer en ek gaan die spreuke deurlees en weer lees en deurlees en weer lees. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan begin saamgestelde rente verdien op jou wysheid. Wysheid gaan meer wysheid bring en jy gaan die 8ste wonder van die wêreld in werking stel in jou lewe en jy gaan beter besluite begin maak finansiëel, beter besluite maak in jou huwelik, beter besluite in jou besigheid of jou beroep en jy gaan beter besluite maak as 'n ouer. Jy gaan beter besluite begin maak in die lewe, beter begin dink en jy gaan begin saamgestelde rente verdien op wysheid. Wow. En jy gaan die boom van die lewe se vrugte eet in elke faset van jou lewe. Hoe bekom ons wysheid? Dankie dat jy dit vra. Ek het gewag dat iemand dit vra. Hy sê in vers 23 van Spreuke 1, wend jouself tot teregwysing. In die Engels sê hy turn yourself. Draai jouself na teregwysing. Dan laat ek my gees van wysheid vir julle uitstroom. Wil ek my woorde aan julle bekend maak. En so wanneer ek draai, dan maai ek wysheid. Ek maai wysheid deur te draai na God, deur te draai na sy weg en nie my eie weg nie. Nie die weg wat lyk of dit reg is, maar dood bring nie, maar ek draai en ek sê, Here, U alleen is wysheid.